Hallo julle, welkom by vandag se Tekkiesdiens. Ek hoop julle het regtig 'n lekker week gehad. Ek weet die meeste van die kinders se eksamens is ook al verby. So julle haal nou lekker asem en 'n baie lekker lang 7 weke se vakansie wat vir julle wag. Jo, dis baie lekker en julle moet dit regtig baie geniet. Baie welkom en dankie dat jy ingeskakel het en saam met ons vanoggend kuier. Ek wil julle herinner aan die Erlich Park se Kerspakkie kos projek en ons wil dit graag teen volgende Sondag afhandel, die 30ste November. En julle kan ook dan sorg dat dit net hierso by die kerk uitkom. As jy dalk wil hoor wat nog beskikbaar is, bel asseblief sommer die kerkkantoor om te hoor of daar iets is spesifiek is wat hulle nog nodig het vir die Erlich Park se Kerspakkie projek. Dan wil ons julle uitnooi na ons Kersdiens toe. Dit is volgende Sondag, die 30ste November en dit is om 6:30 die aand hierso by ons in die kerkgebou. Kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën vir vandag se saamwees. Here, baie dankie vir nog 'n week van u guns en u genade in elkeen van ons se lewe. Here, dankie dat u by elkeen van ons en ons gesinne was in hierdie week. Kinders wat eksamen geskryf het en Here, dankie dat ons kan terugkyk en kan sien dat u vir ons goed was. En Here, dankie dat ons vanoggend so saam uit die woord uit kan lees, saam daaroor kan gesels en bietjie daaroor kan dink. Dankie dat u ons daardeur wil seën. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle almal in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom by ons. Ons gaan nou lekker saam sing. So jy is welkom om die bewegings ook saam te volg. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground,
I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might. Though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Ons is in ons 10de maand dankofferseisoen ook, tot nog einde Februarie toe. En jy is welkom om ook jou 10de ook te kan gee op enige van die volgende maniere. En ons sê ook vir die Here baie dankie vir die getroue dankoffers wat elke gemeentelid ook gee, en dit maak dat ons 'n klomp goed ook in die gemeente kan doen. So baie dankie daarvoor. Ken julle die speletjie Ek sien met my kleine oogie? Nou, ons gaan dit gou speel, maar ek onthou, ons het dit baie, as jy die tyd wil omkry, mos nou maar veral in die kar, as jy op pad see toe is, of waar ook al heen is, dan speel jy nou nogal dit, en dis nogal 'n speletjie om die tyd om te kry, wat ons baie keer gedoen het, né? So, kom ons speel gou een ronde daarvan, en dan kyk ons of jy reg kan raai. Kyk, ek sien met my kleine oogie iets wat goud is. Wonder of jy kan reg raai. Gaan julle nog so rukkie, so 1 of 2 sekondes gee? Asai, ek dink jy het reg geraai, né? Hierso so op die logo, kan jy sien, hierso's 'n stuk goud, né? So gepraat van die logo, julle sal sien, hierdie boonste gedeelte is 'n doopbak, en dan daai lyk soos 'n tafel, en dan uit die tafel uit kom die goud, wat sê, dit is ons lig na buite, om hier te wees vir ander mense. En iets waaroor ek en jy nooit hoef te raai nie, is dat Jesus ons raak sien. Ek wil hierdie brilletjies opsit. Kan julle lees wat daar staan? Jesus sien jou raak. En dis iets julle waaroor ons nooit hoef te wonder nie. En ons gaan vandag so bietjie in 'n storie van die Bybel gaan ons lees, waar Jesus ook iemand raak gesien het. Nou, weet julle wat 'n voorspelling is? 'n Voorspelling is mos nou iets wat jy dink gaan gebeur in die toekoms, né? So mense sien op so baie keer die weervoorspelling, dan sê hulle vir jou, daar's soveel % kans dat dit gaan reën, of hulle sê vir jou, jy moet jou kar onder 'n dak gaan stop, want daar's 'n haalstorm op pad, so hulle voorspel wat gaan gebeur, né? Nou, net so in die Ou Testament, was daar 'n storie wat voorspel was. Kan julle dink, wat 'n belangrike ding was dit gewees? Natuurlik, né? Jesus se geboorte. Die Messias wat op pad is. En ons gaan dit nou, in Kerstyd gaan ons dit vier, en dit is een van die belangrikste voorspellings wat ooit gemaak was. Die verlosser, Jesus, wat gebore sou word. En ons gaan, vir die volgende 2 Sondae, gaan ons uit hierdie verhaal, geboorteverhale van Jesus, gaan ons bietjie saam lees. En die eerste ene van vandag, wil ons vra, maar hoekom dra 'n mens 'n bril? Hoekom dra mense 'n bril? Wie van julle kan vir my sê? Miskien is daar iemand in julle huis wat 'n bril dra, en hulle kan dalk vir jou sê, hoekom 'n mens 'n bril dra? Natuurlik dra ons 'n bril, sodat ons beter kan sien, né? Party mense het 'n leesbril, want hulle kan nie lekker naby sien nie. Party mense dra 'n bril wanneer hulle ver moet kyk, want hulle kan naby sien, maar hulle kan nie lekker ver sien nie, maar dit help ons om beter te kan sien. Kom ons lees hierdie stukkie in die Bybel uit Lukas 1 van vers 26 tot vers 38 oor Jesus wat ook iemand
raak gesien het. Toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret toe gestuur. Dit is 'n dorp in Galilea. Hy moes met 'n jong meisie gaan praat wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit koning Dawid se familie. Toe Gabriël by Maria kom, sê hy: "Goeiedag, ek het goeie nuus vir jou. Die Here is by jou." Maria het groot geskrik. "Wat is aan die gang?" het sy gewonder. Die engel sê vir haar: "Moenie bang wees nie. God is goed vir jou. Jy sal binnekort 'n seun hê. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die seun van die Allerhoogste God genoem word. Hy sal vir altyd koning wees oor die mense van Israel." Maria sê toe vir Gabriël: "Hoe kan so iets gebeur? Ek is nog nie getroud nie." Toe sê Gabriël: "Die Heilige Gees sal sorg dat jy 'n kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal jou laat verwag. Hierdie kind van jou sal die seun van God genoem word. En ek het nog goeie nuus vir jou," sê Gabriël. "Elisabeth, 'n familielid van jou, verwag ook. Sy is al oud, maar sy sal een van die dae 'n seun hê. Sy verwag nou al 6 maande lank. God kan enige iets doen." Toe sê Maria: "My lewe is in die Here se hand. Dit wat hy wil hê, moet met my gebeur." Hierna het Gabriël weggegaan. Nou weet julle wat? Somtyds voel ons dat ons nie raak gesien word nie, nê? En somtyds sien ons ook nie ander mense raak nie. Partykeer voel ons miskien alleen. Partykeer voel ons onbelangrik. Partykeer voel ons is te jonk om vir Jesus iets te kan doen. En dit is presies hoe Maria moes gevoel het. Maar God het anders na Maria gekyk. Hy het nie haar onbelangrikheid raak gesien, of die feit dat sy arm was nie, of die feit dat sy jonk was nie. Hy het met 'n bril van liefde het hy na haar gekyk. En dis wat Jesus vanoggend vir my en vir jou raak sien. Hy wil vir ons sê, hier aan die einde van die jaar voel jy dalk moeg en jy voel dalk, hierdie jaar het verby my gevlieg en ag, dit was eintlik net 'n slegte jaar. Maar Jesus kom sê vanoggend vir jou, ek sien jou raak. Ek kyk met 'n bril van liefde na jou. Ek weet waardeur jy gegaan het. Ek weet as jy dalk swaar gekry het, miskien in hierdie eksamens. Of as dit 'n slegte jaar was, miskien het dit nie goed gegaan met mamma of pappa by die huis nie, of met ouma of oupa was dalk siek gewees. Maar Jesus sê, ek sien jou raak. Ek wonder hoe Maria gevoel het, toe sy hoor dat God haar gekies het, om hierdie baie belangrike werk te doen, om Jesus se mamma te wees. Maria se niggie, Elisabeth, sê ook vir haar die volgende. Daar lees ons dit in vers 42. Maria, jy is die gelukkigste vrou op aarde. Jy is gekies vir 'n baie spesiale werk. Jy gaan die ma van 'n baie belangrike kind wees. En daarna julle sing Maria 'n loflied oor wat gebeur het. In vers 46 tot 48 lees ons dit. Daar sou staan, en dis die lied wat sy sing, ek maak die naam van die Here groot. Ek juig oor God. Hy is my redder. Ek is glad nie belangrik nie. Ek is maar een van God se diensmeisies. Maar tog het hy my raak gesien. Van nou af sal my naam op almal se lippe wees. Alle geslagte sal sê dat ek die gelukkigste vrou op die aarde is. Ek wil hê elkeen van julle moet nou, daar waar jy sit, so jou vingers gebruik om 'n brilletjie te maak. En dan sê jy die volgende agter my aan. Ek is die gelukkigste kind op aarde. Want Jesus sien my raak. En julle kan nou na mekaar toe draai.
En julle kan vir mekaar kyk en presies dieselfde sê. Julle kan sê, jy is die belangrikste mens op aarde, en die gelukkigste mens op aarde, want Jesus sien jou ook raak. En weet julle wat, dit is die waarheid. Dis iets waaroor ons nie hoef te raai of ooit te wonder nie. Ons moet dit weet. Ons is God se kinders. Hy het ons lief, hy het ons gekies. Ons behoort aan hom. En juis omdat dit waar is, julle, sien die Here jou raak. Hy sien raak wat in jou lewe aangaan. Hy sien raak as jy dalk hartseer is. Hy sien ook raak as jy gelukkig is. Hy sien jou nood en jou behoeftes raak. Hy weet wat jy nodig het. Kom ons bid saam en dan sê ons vir die Here dankie dat hy nie van ons vergeet nie, maar dat hy ons elke dag raak sien. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan weet, ons is die kinders, ons behoort aan U. En Here, net soos wat U vir Maria, iemand wat onbelangrik gevoel het, en arm was, en jonk was, soos wat U haar gekies het, om 'n baie belangrike werk te doen, om U mamma te wees. Here, so sien U ook ons raak. En Here, U kies ons ook om U werk hier op aarde te doen. U kies ons, Here, om 'n verskil te gaan maak daar waar ons is. Dankie daarvoor. En dankie dat U ons gebruik, al is ons nog jonk. En Here, ons wil kom bid vir hierdie week wat voorlê. Mag U vir elke gesin, elke mamma, elke pappa en elke kind nuwe krag gee vir elke dag wat voorlê. Here, U weet wat elkeen nodig het. Here, U weet wat elkeen se behoefte is. En dankie dat U dit ook raak sien. En dat U vir elkeen van ons ook sal sorg daarvoor. Dit kom bid ons net in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker week hê. Ons sien julle dan volgende week vir die heel laaste tekkiesdiens ook vir hierdie jaar. Onthou nog, as jy graag iets wil bring vir die Erlichpark se projek, is jy welkom om dit nog in hierdie week te bring. Sien jou volgende week.